Goeiemôre en welkom by ons Sondag stil word afspraak, wanneer ons vanmôre weer ons harte en ons gesigte na die Here toe wil draai. Ek wil vanmôre met jou gesels oor die roete na die allerheiligste plek toe, die teenwoordigheid van God. Nou vir baie lof- en aanbiddingsleiers is hierdie heilige bestemming 'n lewenslange missie en bestemming om te vind en dan, wanneer hulle dit gevind het, soveel as moontlik dit weer te kan bereik en dan ook ander mense wat saam met hulle betrokke is by aanbidding daarheen te kan lei. Want 'n mens kan alleen mense na 'n plek toe lei waar jy self by was, né? Vir jou en my behoort dit ook 'n passievolle werklikheid te wees om te beleef en voortdurend met ons hele hart te soek om in hierdie Shekinah spasie te wees, die allerheiligste teenwoordigheid van die Here. En die heilige teenwoordigheid van die Here te kan beleef en in dit te kan baai. Nou in die Ou Testament was die allerheiligste plek 'n misterieuse, afgesonderde en vreesaanjaende heilige ruimte. 'n Plek waar net die hoëpriester eenmaal per jaar met vrees en bewing kon ingaan. Wanneer hy daar in beweeg het, was dit met groot ontzag. Wanneer daar enige vorm van onheilige, onaanvaarbaarheid voor die Here was, het die hoëpriester net daar gesterf. En vir daardie rede het hulle 'n tou om sy voet vasgemaak, dat indien hy sou sterf, dat hulle hom kon uittrek sonder homself in die allerheiligste plek te kon inbeweeg. Vir 'n verstaanbare rede was hierdie 'n vreesaanjaende plek om dit te gaan. Dit was 'n plek waar God se heiligheid tasbaar beleef was. 'n Plek waar daar met diepte en ontzag beweeg was. Die reis daarheen was 'n simboliese pad van die voorhof van lofprysing en jubeling, verby die altaar met sy offers, na die heilige plek toe, met sy lampstander en die tafel met die toonbrode en uiteindelik tot by die voorhangsel, die laaste grens was, voor die ark van die verbond. Daardie roete was 'n herinnering dat die weg tot God se hart nie goedkoop of toevallig mag wees nie, maar 'n pad van reiniging, toewyding en groot eerbied. Met Jesus se kruisiging het alles egter verander. Die voorhangsel wat daar was, wat die mens en God geskei het, is van bo tot onder middeldeur geskeur. Ons lees daarvan in Matteus 27 vers 51. Wat eens 'n plek was waar net 'n uitgesoekte priester kon kom, is nou oop vir almal wat in Christus sou glo. Jesus self het ons hoëpriester volgens die orde van Melchisedek geword. En hy nooi ons met liefde uit, kom met vrymoedigheid by die genade troon. Ons lees daarvan in Hebreërs 4 vers 16 dat jy wil gaan lees. Die roete na God se teenwoordigheid is nie langer 'n weg van uiterlike offers en rituele nie, maar 'n innerlike reis van geloof, oorgawe en 'n oop hart. Om die allerheiligste plek te betree beteken dat ons met alles wat ons het soontoe kan gaan en dit kan saamneem. Ons vreugdes, ons wonde, ons twyfel en ons tekortkominge, en dat in Jesus ons daarheen kan gaan en dit in sy hande kan kom lê. Dit is 'n plek waar ons werklik tuis kom. Hier word ons vernuwe, genees en ook versterk. Hier ontdek ons 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan en 'n liefde wat alles bedek, 'n genade wat ons vrymaak. Dis hier waar Jesus homself aan jou en my kom openbaar, soos hy beloof in Johannes 14. Waar dit 'n pragtige plek word, waar almal wie sy woorde
en sy gebooie het en die gehoorsaam is, dat hy hom aan hulle openbaar. Jeremia 33 vers 2 en 3 sê, so spreek die Here wat dit doen, die Here wat dit formeer om dit te bevestig. Die Here is sy naam. Dan sê hy vers 3, roep my aan, ek sal jou antwoord en jou bekend maak, groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie geweet het nie. Dit gebeur in die allerheiligste Shekinah ruimte waar God se teenwoordigheid is. Die roete na die allerheiligste plek is dis 'n uitnodiging. Dis 'n uitnodiging om te rus in God se liefde, te luister na sy stem en te wandel in sy lig. Dis 'n pad waarlangs ek leer dat hy ons altyd met oop arms ontvang en dat ons in sy teenwoordigheid alles vind wat ons hart regtig nodig het. Mag ek en jy met nuwe passie en met nuwe toewyding daardie Shekinah, daardie plek waar die allerheiligste teenwoordigheid van God is, mag ons dit soek met ons hele hart, om daar te kom en te baai in sy heilige teenwoordigheid. Vader, vol van verwagting, hier by U, met 'n gewillige hart, buig ek nou voor die troon van liefde nie, en verootmoediging by U. Heilig, heilig, heilig is die Here God, om aanbid te word. Heilig, heilig, sonder einde, wil ek sing o Heer. Waardig, waardig, hoog verhewe, is die Skepper God. Laat alles sing, die groot heelal sing heilig. Vader, vol van verwagting, hier by U, met 'n gewillige hart, buig ek nou voor die troon van liefde nie, en verootmoediging by